Goeienaand, baie welkom by ons eerste bijeenkoms van ons Pinksterreeks. Ons predikant vanaand is Dominee Willie Kotse en ons het 'n paar liedere wat ons gaan saam sing. So kom ons begin met ons eerste lied. Dit is Vonk 104, die eerste en die tweede vers. Die volgende lied wat ons gaan sing is Vonk 124 en daarvan sing ons verse 1 tot 3. Amen.
Die volgende lied wat ons sing is lied 436 en daarvan sing ons verse 1 tot 3. Die volgende lied wat ons sing is lied 440 en daarvan sing ons verse 1 tot 4. Die volgende lied wat ons sing is lied 442, daarvan sing ons verse 1 en 2.
Baie dankie vir die lekker saamsing. Ons is nie baie nie, maar ons sing baie lekker. Ons gaan nou 'n oomblik stil raak om ons toetredingslied te sing. En daarna sing ons dit staande. Dit is lied 508, verse 1 en 2. Goeienaand. Baie welkom by ons Pinksterdiens 2025. En ek is seker daarvan dat wanneer ons hierdie jaar, soos al die vorige Pinksters in ons lewens wat ons beleef het, bymekaar kom, dan is ons vol verwagtinge. Verwagtinge is mos iets wat ons elke dag mee saam leef. Ons verwag byvoorbeeld dat daar 'n dag van môre sal wees. En jy verwag daarom dat jou man vir jou môre ontbyt in die bed sal bring. Want dit is ook so, met al die verwagting wat ons het van onsself en van die lewe, is dit ook daai selfde verwagting wat jy soms teleurstel. Want dit kan dalk nie gebeur nie. Wat ons soms moedeloos maak, want ons verwagtinge is soms te veel en te hoog, en die lewe kom nie altyd by ons verwagtinge nie, ons self ook nie. Maar ons is by die erediens vanaand, ons het 'n verwagting van Pinkster, en elke Pinkster moet ons weer herinner word daaraan, eintlik moet ons niks van onsself verwag nie, ook nie van die dominee op die kansel nie, maar van die Here alleen. Dat die Here alleen in hierdie Pinkstertyd ons sal aanraak deur sy woord, en dat die dominee sal verdwyn agter die woord wat ons gaan hoor, en dat ons slegs God stem sal hoor, sal beleef en ervaar hierdie Pinkster. En van God verwag ons alles. En mag die Here ons daarom seën in die tyd, in hierdie Pinkstertyd, wat ons vandag in hierdie tyd gaan saam beleef. Ek sal later 'n bietjie uitbrei oor waaroor Pinkster gaan, net voor ons gaan lees. Maar kom ons raak saam stil, en dan begin ons saam wees in die naam van die drie-enige God. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Die lewende God, wat skep en lewe gee, heet ons welkom in die woorde, genade vir u en vrede, van God ons Vader en die Here Jesus Christus,
deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing weer saam. Ons sing saam ons loflied, lied 471. Lied 471. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dis 'n kort lied. Ons kan hom eintlik 2 keer sing. Gaan ons hom 2 keer sing? Ja, ons is lekker opgewarm na die eerste keer. So kom ons sing saam lied 471. Ek het vergeet, Ruben het 'n tweede vers bygeskryf. Soos die lied was toe langer. Ons teksgedeelte vir vanaand is 2 Korintiërs hoofstuk 3. 2 Korintiërs 3, ons gaan lees van vers 1 tot 6 en 13 tot 17 en ek gaan ook 'n gedeelte lees uit Jesaja 11. Voor ons lees wil ek vir ons 'n gebed bid van Hildegard von Bingen. En net daarna wil ek vir ons 'n gedeelte lees wat vir ons gaan help om te verstaan waaroor gaan hierdie Pinksterreeks. Wat is die tema? Dit gaan oor die Heilige Gees, maar ons gaan dit doen in die hand van die belydenis van Nicea. So ek gaan 'n bietjie daaroor uitbrei net na ons saam gebid het. So kom ons wees stil, dan bid ons eers saam. O Heilige Gees, lewegewende lewe, Skepper en onderhouer van die heelal, bron van alles wat bestaan. Bevry u skepping van alles wat onsuiwer is. Genees haar wonde. U is stralende lewe, lofwaardig herskepper. O verkoop ons tot nuwe lewe. Amen. Die gedeelte wat ek vir u wil lees is ook op die skerm. U kan volg as ek dit lees. Dit is 'n gedeelte wat net vir ons 'n agtergrond gee oor die belydenis van Nicea. Ek dink u ken die belydenis van Nicea, soos wat u die apostoliese geloofsbelydenis ook ken, wat ons gewoonlik Sondag saam hardop bely, is daar ook die belydenis van Nicea wat 'n bietjie anders klink. En die hele Pinksterreeks vind plaas vanuit die belydenis van Nicea. Nicea, die belydenis is nou 1700 jaar oud. Dis nogals oud. En vir so lank het geslagte heen in die kerk opgestaan Sondag in die kerk en hierdie belydenis soos die apostoliese geloofsbelydenis hardop bely. Maar kom ek gee vir die agtergrond in die skrywing. Vir Christene is die onderwerp van die Heilige Gees van wesenlike belang. Gelowiges is egter nie altyd so seker wat om te glo aangaande die Heilige Gees nie. Deel van die verwarring is die verskillende verstaan van die Heilige Gees in die Christelike kerke. Sommige meen ons sien en beleef die Heilige Gees waar mense visioene ontvang, profeteer, in ekstatiese toestand ingaan, in tale spreek ensovoorts. Dikwels is dit juis die verskillende menings oor die werking van die Heilige Gees wat baie mense in 'n geloofskrisis dompel.
veral binne die gereformeerde tradisie. Verstaan die kerk waarin ek behoort die Heilige Gees reg? Is ek vol van die Heilige Gees wanneer ek ook, soos ander profeteer, in tale spreek, ekstatiese belewennisse het? En Franna het vanoggend iets hiervan aangeraak in die diens van vanoggend, hierdie soort twyfelvrae wat ons mag hê. Waarskynlik is die beste plek om 'n antwoord op ons vrae te vind die geloofsbelydenis van Nicea. Hoewel hierdie geloofsbelydenis die naam dra van die plek Nicea waar dit in die jaar 325 waar dit vir die eerste ekonomiese konsilie gehou is dit nie letterlik die belydenis wat op die konsilie opgestel is nie. Dit het na 362 ontstaan en is uitgebrei op die tweede ekumeniese konsilie te Konstantinopel in 381. Hierdie belydenis is een van 3 ekumeniese belydenisse binne die gereformeerde kerktradisie. Dit is 'n belydenis wat ook deur die Oosterse kerke aanvaar word. Dit is die algemeenste belydenis van die Christelike geloof wat daar bestaan. Tydens hierdie kerkvergadering of konsilies van die 4de eeu waar hierdie belydenis tot stand gekom het, het die kernvraag gegaan oor die Christelike godsbeeld. Hierdie gesprekke het gekonsentreer op die verstaan van die drie-enige God, insluitende die Heilige Gees. Dit is om hierdie rede dat die belydenis 'n trinitariese struktuur gekry het. En vanaand gaan ons uit 2 Korintiërs 3 lees, wat as inleidende gedeelte gaan wees oor die onderwerp. My boodskap vanaand is daarom net inleidend. Ek wil amper sê die eerste gedeelte wat dan vol môre aan die opvolggedeelte gaan wees op vanaand se tema. So kom ons lees nou saam ons teksgedeelte. Begin ons weer om onsself aan te beveel, of het ons miskien so sommige aanbevelingsbriewe aan julle of van julle nodig? Julle is ons brief, geskryf in ons harte, gelees en verstaan deur alle mense. Julle is duidelik 'n brief van Christus wat deur ons diens opgestel is, geskryf nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die tafels van mense harte. So 'n vertroue op God het ons deur Christus, nie dat ons uit onsself bekwaam is om te reken dat iets uit onsself kom nie. Nee, ons bekwaamheid kom van God. Hy het ons bekwaam gemaak om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die Gees. Want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. Nie soos Moses wat 'n sluier oor sy gesig getrek het, sodat die kinders van Israel nie die einde van dit wat aan die vergaan was kon aanskou nie, maar hulle denke was verhard. Want tot vandag toe lê dieselfde sluier oor die Ou Testament wanneer dit gelees word, en dit word nie weggeneem nie. Want dit word slegs in Christus verwyder. Maar tot vandag toe, elke keer wanneer Moses gelees word, lê daar 'n sluier oor hulle harte. Telkens egter, wanneer iemand hom tot die Here wend, word die sluier afgehaal. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En dan wil ek vir ons 'n gedeelte lees uit Jesaja, hoofstuk 11, baie bekende gedeelte, maar 'n takkie sal spruit uit die stomp van Isaai, en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die Gees van die Here sal op hom rus, die Gees van wysheid en insig, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en ontzag vir die Here. Met Jesus se doop is dit dan ook die gedeelte wat ons hoor aangehaal word, veral die gedeelte waar daar staan, die Gees van die Here sal op hom rus, of dan ook op hom neerdaal. Daarom 'n belangrike gedeelte wat alheen wys na die gesalfde van die Here, wat Jesus Christus is. In 2 Korintiërs 3 wat ons saam gelees het, het ons nou saam gehoor dat die gedeelte vir ons sê dat die Gees van God, die Heilige Gees, is die een wat nuut maak, wat lewend maak. Ons lees daarvoor in vers 3 van die gedeelte wat ons saam gelees het, ook in vers 6 lees ons dit. En dat die Gees van God
skryf die woord van God so in ons harte neer, in ons hele lewens. En so word ons 'n brief. Ons kom nog in die tyd van briewe skryf, dink ek. Ons weet hoe lyk 'n brief en wat is 'n brief. En teksgedeelte sê dat ons self, elkeen van ons, is 'n brief wat geskryf word deur die Heilige Gees. En 'n brief word gelees. En 'n brief word gelees deur almal wat jou raakloop in hierdie wêreld. Lees die wêreld af in ons lewens. Wie is hierdie God in wie ons glo? Die Gees wat ons kom nuut maak het en ons lewens as ware kom oorskryf het. Ons kom nuut skryf het. Maar dit wat Paulus sê, hier oor die Heilige Gees, die een wat lewend maak en lewe gee, en wat vir ons, wat die woord van die Here in ons lewens skryf. Dit hoor ons al van die Ou Testament af, van die Heilige Gees. Wanneer ons die Bybel lees, hoor ons dat die Heilige Gees is ook die Gees wat skep en wat lewe in die skepping plaas, wat lewe gee vir die skepping. Ons lees dit in die Ou Testament, in Genesis. Wanneer ons die Bybel begin lees, hoor ons daar, hierdie Gees van God gee lewe aan die skepping. Toe alles woes en leeg was en God begin om te skep, het die Gees van God oor die waters gesweef. Ons het die diens ook so begin. God se asem, sy Gees wat lewe gee, wat lewe skep waar daar niks is nie, waar daar eintlik chaos is. Is dit hierdie God wat deur die Gees lewe gee. Ja, in sy skepping gee hy lewe. En wanneer die mens geskape word, lees ons in Genesis 2, vers 7, blaas hy sy eie asem. God blaas sy asem in die mens, sodat die mens kan lewe kry. Plaas sy Gees van lewe in elkeen van ons. Maar die Gees van God gee nie net lewe aan die skepping nie. Die Gees van God gee ook lewe aan gelowiges. En dis 'n baie belangrike verstaan van lewe gee. Wanneer die Bybel vir ons leer dat die Gees gee lewe aan gelowiges, aan ons, dan moet ons hoor dat die Gees van God gee vir ons lewe in ons denke. Dit raak ons oortuigings. Dit raak ons gedrag. Gee nuwe lewe in ons gedrag, in ons oortuigings, en dis 'n baie belangrike punt. Want weet jy, ons verander baie moeilik van denke. Ons verander baie moeilik van oortuiging. Ons verander baie moeilik van gedrag. En 'n ouer mens raak, dink ek hoe moeiliker is dit nog, nê? Nee. Ons sê altyd vir mekaar, maar jy's hardkoppig. En hoe ouer die man raak, sê maar die ou man is vandag hardkoppig, of die ou vrou, so praat ons mos oor hardkoppigheid. Want daarmee wil ons sê, jy word baie moeilik oorreed, jy word baie moeilik oortuig. En ons weet dis waar, in terme van ons eie denke, ons sienings en standpunte oor watter onderwerp ook al in hierdie lewe, praat maar oor politiek, praat maar oor finansies, praat maar oor elke aspek van ons lewensverhoudinge in ons huwelik, het ons sekere oortuigings wat vas staan. Ons het oortuigings en sienings en standpunte oor mense van ander tale, volke en rasse, ook oor onsself. Dis juist hierdie soort vasgevang wees in ons eie denke, in ons eie oortuigings, dat die wêreld dikwels verander in oorlog. Want ek is nie oorreedbaar nie. Ek onthou 'n onderwyseres, Afrikaanse onderwyseres, wat as ons so met haar in 'n debat was, in gesprekke was, want jy is mos altyd slimmer as die onderwyser ook, dan het die juffrou altyd vir jou gesê, maar voor ons verder gaan met die onderwerp waaroor ons nou praat, is jy oorreedbaar? Is jy oortuigbaar? Want as jy nie is nie, dan gaan sy nie verder met jou praat nie. Die kinders hoor, as ons sê, dat die Heilige Gees gee ook lewe in die gelowige, dan is dit onder andere wat dit beteken. Die Gees gee nuwe lewe aan my denke. Help my om my te oorreed, my te oortuig. Help my om te onderskei waarop dit aangaan in die lewe. En dat dit meestal nie om my gaan nie.
Die woord wat die Bybel daarvoor gebruik, sal jy ook weet, is die woord bekering. Dis die woord wedergeboorte. Die Bybel maak dikwels van die woord gebruik. Waar hierdie mens, hierdie ek, wat myself leer ken, as die een wat net leef van my eie sienings en oortuigings, soos wat ek wil, oorreed word deur die Gees van God. En dis hierdie Gees wat ons bring op die plek van geloof. Wat ons oortuig en verander tot die plek van liefde en van hoop. Geloof, hoop en liefde. Die Gees van God gee vir ons geloof. Ons het nie sommer net geloof nie. Ons glo nie sommer van nature nie. Ek verwek nie geloof in myself nie. Dit staan nie sommer van self in my op nie. Die Gees van God doen dit. Daar waar ons, hierdie ek tot geloof kom en bely, ek glo in God die Vader, Seun en Heilige Gees, is dit nie vanselfsprekend nie. Hoe het ek daar gekom? Die Gees van God het my oortuig, het my verander, om lief te hê. En nou praat ons van die liefde waarmee Christus lief het. Is ook nie vanselfsprekend nie. Ons het nie sommer lief nie, ja, ons self maklik. Maar ons het nie sommer ons vyande lief nie. Ons het nie sommer die ander lief soos wat ek myself lief het nie. Ons sukkel dikwels om 'n ander te sien as my naaste. Wie is my naaste? Die Gees oortuig ons van die soort liefde. Dink byvoorbeeld oor die onderwerp van hoop. Hoe maklik neem wanhoop oor? Om te hoop is ook nie sommer net deel van ons lewens nie. Op die pad van geloof en op pad deur hierdie wêreld is daar baie swaar. En dit is moeilik om altyd hoop te hê. En daarom moet ons dit ontvang. En die Gees van God gee vir ons hoop. Daarom hoor vanaand dat die Gees van God gee lewe in die skepping, gee lewe aan ons as gelowiges. Maar die Gees van God gee ook lewe aan die kerk, die Christelike kerk. Nou ek gaan nie vanaand baie hieroor uitbrei nie, want Dominee Henry gaan later oor die onderwerp van die kerk preek. Wat in die belydenis, ons glo in een algemene Christelike kerk, in 'n apostoliese kerk. Maar die Gees van God, net 'n enkele opmerkings daaroor, gee ook lewe aan die kerk. Dis tog in Handelinge wat ons lees met die uitstorting van die Heilige Gees, is dit die Heilige Gees wat die kerk vorm, wat gelowiges vorm, wat mense bymekaar maak, alle soorte mense, alle tale en alle kulture, alle geslagte, word bymekaar gemaak, om die kerk te vorm, 'n nuwe skepping, die geboorte van die kerk, 'n nuwe verskynsel in die wêreld. Dit doen die Heilige Gees. En die Heilige Gees lei die kerk. Ons hoef nie bekommerd te wees nie, want die Gees lei ons in waarheid en in wysheid. Want ons het leiding nodig. Dis die Heilige Gees wat die kerk beskerm, wat die kerk onderhou en vashou. Ons wonder dikwels sal die kerk oorleef. Dan word ons daaraan herinner. God hou sy kerk in stand deur al die eeue. En dis wat die Heilige Gees doen. Lei ons, beskerm ons, versorg die kerk. Ja, die Heilige Gees gee lewe. Maar die Heilige Gees gee ook lewe aan Jesus Christus self. Ons het in Jesaja gelees hoe die profete reeds al vooruitkyk en sê dat die gesalfde van die Here op hom rus, die Gees van God. Jesaja 11. Met die geboorte van die Here Jesus Christus is dit die Heilige Gees wat lewe in Maria verwek. Wanneer Jesus gedoop word, dan lees ons in die gedeeltes waar hy gedoop word, hoe die Gees van God in die gestalte van 'n duif op hom neerdal. En dan die stem wat sê, dit is my geliefde seun. En wanneer Jesus sy bediening begin, net voor hy sy bediening begin, is dit die Gees, die Heilige Gees wat hom neem na die woestyn toe. En daar is hy alleen en word hy versoek deur die bose. En as deur die Gees
wat Christus ook hierdie versoekings kan weerstaan. En wanneer Paulus in Romeine skryf, Romeine 1, dan skryf hy daar in die gedeelte dat dit die Heilige Gees is wat op grond van die opstanding van Christus vir ons kom sê dat hy is die Seun van God. Daarom het die Gees van God ook te doen met die opstanding van Christus. Die punt is vanaand, en dis die inleidende punt, dat ons moet hoor dat die Heilige Gees is die Gees wat skep, wat verander, wat nuut maak, wat verkoop. Dis die Gees, die Heilige Gees wat dit wat Christus gedoen het, kom waarmaak in ons lewe. Christus het ons heil verwerf. Dit is kom bevry. Maar dis die Gees van God wat dit in ons lewens kom inskryf. Wat maak dat ons daarvan oortuig word. Wat gee dat ons lewens verander word. Dat ons tot bekering kan kom, wedergeboorte kan beleef. En so draers is of getuienisse is van hierdie waarheid. Die Gees maak nuut. Môre aand gaan ek hierdie tema verder neem. Môre aand gaan ons uit Esegiel 37 lees. Waar Esegiel staan voor hierdie laagte. En dan wanneer God vir Esegiel daar bring, en dan laat sien hy vir Esegiel hierdie dal vol doodsbeendere, waar daar geen lewe meer in is nie. En môre aand sal ons hoor, wat wou Esegiel sê, wat wil God vir Esegiel sê, met hierdie beeld, in die lig van hierdie tema, die Gees gee lewe. En mag ons vanaand in ons stil wees, hieroor nadink, en die Here dank, vir die lewe wat hy kom gee in die skepping, in ons as gelowiges, in ons as mens, in die kerk en in Christus self. Amen. Ek wil vra dat ons sal stil wees, dit is mos Pinkster bidure. Die geleentheid om of hardop te bid, as jy voel jy wil hardop bid, is jy baie welkom. Maar andersins, as jy nie voel nie, kan ons stil wees, en dan bid ons saam in stilte. En ons dank die Here vir die Heilige Gees in ons lewens. Ons dank die Here vir die belydenis van Nicea wat ons dan herinner dat ons glo ook in hierdie Gees wat lewend maak. Ek sal later die belydenis vir ons saam lees. Maar kom ons wees eers saam stil. Kom ons sit net so in stilte, en dan luister ons bidend aan die geloofsbelydenis van Nicea, wat ek vir ons hardop sal voorlees, en dan net daarna sluit ons diens af met die baie bekende Halleluja liedstrome van seën. Kom ons luister
bidend na die belydenis. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat ter wille van ons, mense, en ons saligheid neergekom het uit die hemel, vlees geword het uit die Heilige Gees en die Maagd Maria, en mens geword het, wat vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het, en volgens die skrifte opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid, om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie. En ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete, in een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Kom ons sluit ons diens saam af deur die Halleluja lied, strome van seën saam te sing. Dis die Halleluja lied 315. Ek wil net seker maak, daar is offers by die deure, nee. Is daar? Hannes sê so, as Hannes sê daar is vir Bybelverspreiding, ons onthou dit, en as ons klaar is, dan is daar tee en koffie in die saal, en dis in die sysaal. Is ek reg? Of weet julle nie daarvan nie? Gert het vir my so gesê. So jy moet nie huis toe hardloop nie, julle kan nog 'n bietjie saam kuier as julle wil. So kom ons staan, dan sluit ons af met lied 315. Vloeie ons uit aan die
ontvang die seën van die drie-enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees seën ons met lewe. Die Gees lei ons om briewe te wees, lewende briewe tot getuienis van die evangelie van waarheid.